Die tyd is hier. Ons het jou die kans gegee om video's van interessante of buitengewone natuurverskynsels in te stuur vir ons gewilde Kwela Feite en Geite kompetisie. Ons paneelkenners het beoordeel en vanaand kyk ons na die eerste video's wat deurgedring het. Die algehele wenner ry weg met 'n splinternuwe spoggerige kankerer compact kampeerwa. Kom ons kyk. Alida Huystek was in Pongola en het hierdie baie interessante video gestuur van 'n aanval op 'n klein waterbokkie. Nou, hier is 'n paar goed wat belangrik is. Een, ek het 'n vermoede hierdie krokodil is nie eintlik regtig ernstig nie, want as 'n krokodil vat, dan vat hy. Hierdie was 'n soort van 'n vals aanval en tog oorlewe die bokkie. 'n Mens is verstom dat die dier enigstens aan die ander kant uitgekom het en tog kyk mettertyd loop sy vry. En ek dink dit is werklik interessant in die feit dat krokodille gewoonlik as hy vat, is die prooi dood want hulle begin onmiddellik swaai en tol in die water en versmoor, verdrink en ook ontwrig die dier. Dan sien ons kom 'n seekoei nader. En dalk hier lê die sleutel. Die krokodil was deurentyd bewus van die teenwoordigheid van 'n seekoei. En die vader weet alleen, as daar 'n gevaarlike dier is dit 'n seekoei. So, hier is 'n gefnuikte vangs van 'n bok, en ek dink, dit is die teenwoordigheid van die seekoei wat hierdie jong kalfie se lewe gered het. Anina Norke van Brenton-on-Sea stuur hierdie pragtige video van 'n Nautilus skulp. Nou ja, ons ken hulle almal, jy kry dit in elke seewinkeltjie, maar kyk na die lewende dier. En kyk spesifiek na die kleure, want soos 'n verkleurmannetjie het hierdie dier kromatofore wat voor jou oë van kleur verander. Nou hierdie is 'n wyfie, want die mannetjie van hierdie organisme is byna mikroskopies klein. Dis 'n seekat met 8 pootjies waarvan 2 toegewy is aan die bou en die uitbou en die vashou van hierdie pragtige skulp. Nou, hulle is gewoonlik diepsee organismes wat migreer in die nag na die boonste laag toe, en ek vermoed dalk dat hierdie dier siek was of daar was iets fout met die dier, want hy het in die dag verskyn, of sy althans. Tog, van naby is dit een van die kroonjuwele van die oseaan. En as 'n mens hou van die formules van Fibonacci, is dit dalk die kroonjuweel van Fibonacci. CJ Pinaar van Mosselbaai stuur 'n merkwaardige groot eier. Nou dis een ding van ons Afrikaans sprekendes. Ons is behep met groot hoendereiers, met avokado-peerbome wat nie vrugte dra nie en molle op die grasperk. Hoekom is hierdie eier so groot? Ek kan byna waarborg dat dit 'n bitterjong hen is en dit een van die eerste eiers is wat sy gelê het. Dit is wel bekend dat jong diere, jong hoenders, meer dubbeldore en trippeldore kan produseer as 'n standaard leeuhoender. Met ander woorde, hierdie is blote artefak van jeug van die hoender en niks buitengewoon nie, maar wel bitter interessant. Diana Pieterse van Rosenwil stuur 'n video wat my laat dink aan my jeug. Yuri, botter en brood. As jy nie uitkom nie, maak ek jou dood. Die kegel van die muurleeu is seker een van die interessantste strikke in die natuur. Hoe eenvoudig en hoe effektief. Kyk hoe daai pootjies die sand uitskop en die muur onder in die gat hou. Wat wel merkwaardig is van hierdie organisme is die absolute verstommende transformasie tussen nimf of die larwe hier en dan die vleiende vorm. Die vleiende vorm is die flittervlieg. Dit lyk na 'n naaldekoker wat in die nag rondvlieg. En tog kan 'n mens nie ophou kyk na die verfynde tegnieke van die natuur om prooi te bekom nie. Esther Janse van Vuren van Pretoria was in die Galagadi. En die Galagadi hou altyd verrassings in. En kan jy glo, 'n bleek sinkvalk is besig om aan 'n nonnetjiesuil te vreet. Nou ja, hier is iets werklik verkeerd. 1. Nonnetjiesuile sal in die dag natuurlik opsigtelik sit en is dus prooi, maar dit is veel groter as wat 'n bleek sinkvalk gewoonlik sal vang. Hulle is opportuniste en vreet klein organismes, muise, insekte ensovoorts. Maar in die natuur, as dit vleis reën, dan moet jy inpak. Ek is byna seker daar was iets fout met hierdie uil,
was deel moet ek siek of teen die einde van 'n lewe, maar dit wys tog dat in die natuur gaan niks verlore nie. Uit Limpopo stuur Yvette Milan 'n video van 'n baie onwelkome, vermoed ek, gas in haar tuin. Nou ja, ons ken almal luislange, dis groot diere, maar my hemel, hierdie was werklik 'n monster. 'n reuseslang en ek vermoed dis dalk 'n wyfie. Nou ja, hulle is aangetrokke tot tuine, want tuine het water en voëls en prooi en heel moontlik ook muise. Wat ek egter net wil bysê, ek is baie beïndruk deur die dapperheid van hierdie man om die slang in sy nek te vat. Maar onthou dat as 'n luislang jou byt, gaan jy hospitaal toe, want dit is nie giftande nie, maar snytande met aaklige mikroorganismes. Ek sou aanbeveel dat hierdie vangstorie liewers aan kenners gelos word, maar wel gedaan dat julle ongeskonde hiervan weggekom het.